donker voor hulle in lig. En ek maak die ongelyke plekke gelyk. Die Here is jou lewe. Hy sorg vir jou. Alles wat jy ontvang, kom van die Here. 'n Pragtige deel is vir jou afgemeet. Wat jy ontvang het, is mooi. Mag jy vandag bly wees en juig, want daar is oorvloedige blydskap by die Here. Uit sy hand kom net wat mooi is. Gemeente, kom ons staan saam en ons sing ons lofgesang vanmôre. Lied 3, 4, 5, vers 1 tot 4. Ook deel is hierdie Kersfeestyd waarin ons is. Gemeente, ek gaan ons die wet voorlees. En van daar af gaan ek die wet voorgelees het, gaan ek vir ons die gedig lees van Isak de Villiers, wat ons verklaar voor Christus. Daarna, as ek die gedig vir ons gelees het, gaan ons lied 2, 4, 5 sing, en ons kan dit staande sing, en daarna kan ons die geloofsbelijdenis daarna doen, asseblief. Die wet, waarin vandag het ons vooruitkom, uit Romeine 13, vanaf vers 8 tot 10, dit sê soos volg. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om vir mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of water, of 'n ander gebod daar ook al is, in die woord of immers hierin op gegrond saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Kom ons bely aan ons geloof, deur hardop die geloofsbelijdenis te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Jesus, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, vir die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Kom ons sing dan saam, so die lied 159, slegs die eerste vers. Kom ons buig die hoofde. God, U wat almagtig is, Here. U is vreugde, Vader, Here. En daarom kom ons as gemeente voor U, en ons kom roep U aan, Vader, Here. U in die kerk, Vader, Here. Vader, U, waar ons na U toe kom, te sê, maar ons bring eer en hulde aan U. U is Vader, Here. Vader Jesus, ons dink aan mense wat ons verloor het in dood in die week, Vader, Here. Mense wat hartseer het, Vader Jesus. Mense wat seer het. God, wil U ons net kom troos nie, Vader, Here. Kom maak ons harte stil, Vader, Here. En mag ons opkyk en beleef, maar U wat werklik Here is. Want U is Vader, Vader. U is in beheer. Vader, daar is niemand soos U nie. En ons as mense, ons kan kort kom van U genade, Here. Maar ons kan dankbaar wees vir die liefde. Ons kan dankbaar wees dat U ons eerste gekies het om mens te kan wees. Vader, Here, soms dink ons so, maar ons is doelloos net besig om die gang te gaan van hierdie alledaagse wêreld. Here, ons kom vra, maak ons nie gelyk met hierdie wêreld nie. En mag ons uitstaan, Vader, Here, om as Christen mens te kan leef, te kan weet, maar U wat werklik Here is, U is in beheer. Vader, Here, daar waar ons hart soms so bedroef is, wil ek vra dat U ons kan kom vreugde gee. Hier in die tydperk van Advent, Vader, Here, waar ons besig is om die Kersfees boodskap te vier, Vader. Mag ons opnuut weer hernuw word.
En mag ons weer kom besef, maar dat U liefde ons gekies het. Dat ons kan weet, maar U Seun Jesus Christus is aarde toe gestuur vir ons, sodat ons verskil kan maak. Dankie Vader, Here, deur die simboliek van kers wat brand, kan ons weet, maar U wat God is, U is hier teenwoordig. En mag ons eer aan U bring, mag ons hulde aan U bring, Vader, Here, want ek kan weet, maar U hoor ons lied. Vader, en U is hier teenwoordig. Amen. Gemeente, kom ons maak ons Bybels oop, aan Matteus 13, waar ons 'n gedeelte gaan lees, vanaf vers 10 af. Ek lees vir ons voort, Matteus 13 vanaf vers 10. Dit sê: Die disippels het vir Jesus kom vra: Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mens praat? Hy het hulle geantwoord: Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Om hierdie rede praat ek met julle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie, en hoor, maar nie luister nie, en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul, wat sê: Julle sal hoor, en tog niks verstaan nie, en kyk, en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en hulle gesond maak nie. Maar julle oë is bevoegd dat hulle sien en julle ore dat julle kan hoor. Dit verseker ek vir julle, baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie, en wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie. Ons lees tot sover toe. Die evangelie van Matteus word verrede aan die begin van die 4 evangelies geplaas. Daarna volg die res. Die rede waarom Matteus eerste aan die woord is omdat Matteus 'n baie liberale teologie aan mense verkondig het. Matteus het baie klem gelê op die werk en die vorm van Jesus, en baie klem gelê op die kruisiging en die opstanding van Jesus. In Matteus vind ons al 18 wonderwerke wat Jesus gedoen het. Al 18 wonders wat Jesus gedoen het in sy tydperk op aarde vind ons Matteus, en hy verduidelik dit vir ons so mooi. Matteus is baie gefokus op die vervulling van die Ou Testament. So asof Matteus vir ons 'n brug bou om vanaf die Ou Testament te beweeg na die Nuwe Testament toe. En dit vir ons makliker raak, sodat ons kan verstaan, maar wat die doel van Jesus se koms was op aarde en wat God se boodskap is vir ons. Matteus se teologie is baie gerig daarop om Jesus se kruisiging vir ons te laat verstaan. Dit is 'n teken, 'n simbool. Matteus lê baie klem op die woorde van Jesus ook. Wanneer hy sê, dan lê hy klem vir ons hoe die belangrikheid van Jesus se woorde vir ons was. Die evangelie van Matteus is vir ons gegee sodat ons as bron daarvan gebruik om voort te leef. Dit is simboolryke optredes soos die reiniging van die tempel en die vervloeking van die vyeboom. Dit is ook 'n voltooiing van die profeseë wat vertel word. Dit maak dat die Matteus evangelie een van die maklikste verskrywers is om te verstaan, en dit is vir ons maklik om te begryp. Matteus spreek dus direk met die mens. Matteus hoor wat God se woord vir ons is en sê vir ons wat dit is. Daarom lees ons vandag 'n gedeelte wat gaan oor gelykenisse. En om gelykenisse te verstaan was altyd en is steeds afhanklik
van 'n voortafgaande geloofsverbintenis. Selfs die apostels kon nie die onderrig verstaan nie. Om te verstaan veg goddelike bemagtiging en menslike reaksie in geloof. Gelykenis word aan ons gegee deur Jesus. Jesus was die bron van gelykenisse en daarom het hy dit vir ons oorvertel. 'n Gelykenis is afhanklik van ons geloof. 'n Gelykenis kan nie begryp of verstaan word sonder ons geloof nie. Geloof kan egter nie apart funksioneer nie. Die gelykenis is verantwoordelik om van jou geloofslewe te spreek, sodat jou geloofslewe weer kan loop in 'n reaksie van lewe. Die gelykenis spreek nie direk met jou lewe nie. 'n Gelykenis spreek direk met ons geloof, wat daarop uitvloei op ons lewens. Gelykenis sonder geloof is soos 'n kinderverhaal, 'n rooikappie verhaal. 'n Gelykenis benodig die mens se geloof voordat dit werklik in aksie oorkom. Gelykenis is om alledaagse waarhede te neem en 'n goddelike boodskap oor te dra. Gelykenis dra nie 'n goddelike boodskap by tot alledaagse lewe nie, maar wel bring die gelykenis vir ons 'n goddelike boodskap. Die gelykenis spreek nie direk met ons as mens nie, maar daarna eers wanneer ons dit verstaan, dan maak dit verskil in ons lewens. Dit is egter belangrik om te onthou dat die Joodse skrywe die Griekse woord gebruik het. Die Grieks vir gelykenis was parabola gewees. En dit vertaal met die Hebreëse woord wat mashal beteken. En die woord beteken letterlik dat dit 'n raaisel of 'n spreek is in wysheidsliteratuur. Dit word juis so ook vir ons vergelyk dat ons dit kan vertel. Dit is van kardinale belang om te bepaal watter tipe ooreenstemming of teenstellende klimaks gelykenis gebruik word om te bepaal watter boodskap daar agter is. As hierdie punt gemis word, gaan die bedoelings van die gelykenis verlore. 'n Mens moet bereid wees om die kwessies en verwagtende uitkomste te heroorweeg in die lig van die gelykenis en die aard van dit. Wanneer ons kyk na 'n gelykenis, is dit 'n raaisel wat aan ons gegee word, sodat ons oor kan vertel word. Maar 'n soort van ook 'n geskenk wat aan ons gegee word. Want hierdie gelykenis word aan elkeen gegee wat toevertrou is van die koninkryk. Die Here sê so mooi, Jesus sê so mooi in Matteus, en hy sê, maar die wat het, aan hom sal meer gegee word. Wanneer daar 'n gelykenis aan ons oorgegee word, sal daar meer aan ons oorgegee word. Want God sê dan vir jou is daar meer. Vir jou is daar 'n werklikheid in hierdie gelykenis. Vir jou is daar die boodskap van hoop in die toekoms. Wanneer ons kyk na hoe die Grieks dit vergelyk met ander gelykenisse, sien ons dat Matteus die enigste een is wat vir ons hierdie doel kom verduidelik. Die doel van die gelykenisse. In Markus en in Lukas vind ons ook dieselfde gelykenis, maar dit is slegs Matteus wat vir ons in diepte kom verduidelik wat die belangrikheid hiervan is en waarom die gelykenis vir ons lewe so van kardinale belang is. Gelykenis is 'n uitspraak of verhaal waardeur 'n spreker aan die hand van 'n bekende situasie uit die gelowe sy punt wil maak of beklemtoon. Wanneer ons in Matteus kyk en dit hier lees, is dit so half asof die disippels vir Jesus vra, maar waarom gelykenisse? Waarom net 'n eenvoudige storie? Ek voel dalk half die disippels was bietjie arrogant geweest om dit te vra vir God. Want dis nie dalk 'n punt in hulle lewe wat hulle gevoel het, maar Here, ons soek meer nie. Ons soek meer as net gelykenisse nie. So alles ons verwag van Jesus om vir ons alles te doen. En dis wat Jesus vir kom sê. Jy wat nie sien nie, sal nog wel mooi kan sien. Want hy sê die gelykenis is vir jou om waarde te kry deur jou geloofslewe. Gelykenis is 'n direkte kommunikasie tussen die geloofslewe
wat oorgeskakel word op die opdrag van 'n Christen. Waarom spreek die gelykenis met ons geloof dan? En wat is hierdie geloof? Ons kan nie God se bestaan in woorde oorplaas nie. Ons kan nie in woorde sê, maar God bestaan werklik nie. Ons kan dit nie bewys nie. God word beskryf deur jou geloof en deur die natuur. Ons ontwerp 'n onvoorwaardelike verbintenis met God deur ons hart aan God te gee. Ons gee ons hart aan God, maar steeds bly ons hart hier binne ons bors. My instemming om my hart aan God te gee is absoluut relatief. Ek kan niks aan die boodskap van God verander nie. God se boodskap is vir my en vir jou gegee. En daarom is al oortuiging wat ons het in ons lewens, is jou geloof en die natuur daar buite. Die Bybelse boodskap van God is blydskap en vreugde. Maar om dit uit te leef, het ons nodig om gelykenisse te hoor. Om te hoor, maar wat is die verhaal van Jesus? En wat hy vir ons wil hê? Maar ek glo onvoorwaardelik in God, omdat ek weet, ek kan terugstaan in die Kersfeesboodskap. Ek kan weet, en te glo, maar my Jesus is vir my aarde toe gestuur. Hoe bewys ek liefde vir 'n naaste? Hoe bewys ek liefde aan my ouers? Hoe bewys ek liefde vir my liefdesmaat? Dis nie iets wat ek kan vashou nie. Dis nie iets wat ek kan vashou nie. Maar tog is dit eintlik so tasbaar. Tog weet ons dis hier. Sien slegs deur my dade en my oortuiging wat ek aan iemand kan gee, is 'n manier om aan 'n volgende persoon te wys, maar ek het liefde vir jou. Slegs deur hierdie oortuiging van my lewe aan te wy aan 'n volgende persoon, is al manier hoe ek liefde kan wys aan iemand. Toe ons die wet weer gelees het, toe dink ek aan myself weer eens en dit sê, maar die liefde is die belangrikste deur Romeine. En dis onvoorwaardelike liefde wat Jesus Christus vir ons kom bewys het. Toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Dis onvoorwaardelike liefde. Want net Christus kan liefde so aan ons bewys. Verder is daar nie 'n manier vir my en vir jou om 'n bewys van liefde te gee nie. Maar my dade spreek hard. Daar word beweer dat die redding wat deur die mens ervaar, lê in God se verlossing deur Jesus Christus. Die storie wat in die Nuwe Testament vertel word, verklaar op 'n narratiewe manier dat Jesus Christus die lewende seun van God is. Die kerk hou hiermee verband, deurdat dit getuig van die ervarings van die lewende Christus, wat 'n mens in die wêreld deur die middel van die Gees aan ons oorvertel word. Die redding wat die mens ondervind, is God se verlossing in Jesus Christus. Wat is die verhaal? Net 'n verhaal is. Wat is die verhaal nie met my geloofslewe spreek nie? Is dit nie dan ook net 'n gewone gelykenis nie? Is dit nie dan net 'n storie wat oorvertel word nie? Die Kersfeesboodskap word soms net 'n storie. Soms gaan dit net oor die Kersvader en die geskenke. En ons mis die werklike ideaal. Ons mis werklik waar dat dit 'n verhaal is wat reguit met ons geloofslewe kommunikeer. Wanneer ons 'n oomblik neem en terugkyk na die skepingsverhaal in Genesis, dan kyk ons ver terug na die boom en ons kyk na Adam en Eva en God het gesê, maar ons skep die hele aarde. En dis die begin. Ons het hierdie punt waar God kom gesê het, maar ek het mens kom maak. Elke keer as God iets gemaak het, het hy gesê, en dit is goed, en dit is volmaak, en dit is wat ek wil hê. God het ons kom maak, hier in die begin, en hy het gesê, maar aarde is gemaak om God te verheerlik. God het ons kom maak in hierdie punt, en hy het gesê,
Maar jy het 'n opdrag. En jou opdrag is om jou naaste lief te hê. Jou opdrag is om aarde op te pas. Bewoon die aarde en pas alles op wat God vir ons gegee het. Dis hierdie een pool wat ons kry, wat God ons begin het. En dis baie ver terug. As ons terugkyk, nou hoe ver terug God hierdie skepsel gemaak het. En as ons weer aan die ander kant van die Bybel gaan kyk, dan vind ons Openbaring. Openbaring is weer die teenoorgestelde pool. Maar dis waar God vir ons gesê het, maar ek kan kom breek hierdie aarde. Hierdie aarde gaan vernietig word en dit gaan daarmee heen gaan. God het kom sê, maar ek kom maak hierdie aarde weer nuut. God het gesê, hy kom haal ons weer. Maar daar's weer 'n toekoms vir ons. 'n Toekoms in vreugde, waar ons die ewigheid kan lewe saam met God. En as ek weer links kyk, dan is dit vir my ver af wat God in ewigheid in was. En as ek weer regs kyk, dan weet ek maar God is weer ver in die toekoms in. En in die toekoms is waar Christus ons gaan kry. Want Jesus gaan ons kom haal. Dis 'n belofte. Waar vind ek myself dan? Vind ek myself in die middel van hierdie verhaal, om te weet, ek kan nie deur die emosies gaan, om te weet, maar God gaan my nog kom haal. Want God se doel was juis om my te skep. So vind ek myself dan net in die middel, en ek hou my besig met my alledaagse take, en ek hou my besig met die werk, en om my gerig op fokus te hou. Of besef ek, maar die God wat in die toekoms is, en God wat in die verlede is eintlik 'n God wat hier vir my vandag ook is. Sê met ons het 'n God vandag nodig. Ons het 'n God nodig wat vir ons vandag gaan leer, hoe lewe ek? Hoe straal ek hierdie liefde uit vir my naaste? Hoe gaan ek dit wees vir mense? Sien, en dis waar die fokus kom, binne hierdie raaisel van gelykenis. Dis waarom God gesê het, maar ek spreek deur gelykenis met julle, want julle gaan vandag wel nie begryp nie, maar wel in die toekoms. Dis waarom God 'n God van vandag ook is. Omdat deur gelykenis spreek hy direk met ons geloofslewe. Sien, die definisie wat ek gemaak het vroeër, is ook om te sê, dat my geloofslewe moet oorgaan in 'n reaksie. Daarom is God hier vir ons vandag. Want die gelykenis wat spreek in die verlede, spreek dan vir ons vandag. En die oomblik sodra ek my egtheid gevind het, binne in die gelykenis, wat Christus aan ons vertel het, dan is die oomblik wanneer my oë oopgaan. Dan is dit die oomblik wanneer ek weer kan hoor, en ek kan verstaan, maar wat God werklik vir my wil hê. Wanneer die gelykenis deur jou geloofslewe spreek, is die opdrag soveel duideliker van God, dat my lewe en my verhaal ook as 'n gelykenis verander in die wêreld is, sodat hulle ook die lig kan sien, sodat ander ook kan begin hoor, en ander ook kan begin sien. Soms dan voel ek lees die Bybel, en ek het oogklappe oop, en ek het oorpleisies in, want ek's besig om te lees, maar ek's nie besig om in te neem nie. Baie keer is ek besig om te sien, maar ek weet nie waarvoor ek soek in dit wat ek sien nie. Wat is dit wat Christus werklik waar wil hê ek moet hoor? Is dit dat hierdie gelykenislewe so belangrik is vir my lewe, sodat ek hierdie gelykenis kan omskep in 'n verrassing vir my. Soms voel ek so, hierdie laaste gedeelte van die jaar is waar ons bietjie moeg raak. En ons sien so uit, ons wil net Kersfees bereik, want die vakansie is hier om die draai, en ons wil net by die vakansie uitkom. Ons wil by dit uitkom vir wat Kersfees is. Familieete en by mekaar saam uitkom. En dis wat die doel is van Christus, om samesyn te spreek deur hierdie Kersfees boodskap. Maar vind ek nog waarheid in hierdie gelykenis? Vind ek nog waarheid wat die doel van hierdie werklikheid vir my is? Sien, sodat ek ook kan sien wat Christus sien.
sodat ek ook kan hoor, dit wat God wil hê, ek moet hoor. Amen. Dankie Vader Here, dat ek kan weet, die gelykenis is vir my en vir ons bedoel, Vader, sodat ons kan lewe, en lewe in oorvloed kan hê. Dankie Vader, dat U liefde met ons spreek, Vader Here, dat ons dit kan oorvloed vat, en uitlewe in mense daar buite. Here, wil U ons harte kom oopmaak, Vader Here, sodat ons oë werklik kan sien, wat ons wil sien in die werklikheid daar buite, sodat ons ore kan hoor, dit wat ons werklik wil hoor. Vader Here, want om in die woord gegrond te wees, is om werklik waar te weet, hoe om oorgawe aan U te gee. Vader Jesus, plant ons in die liefde. Vader, sodat ons liefde verander kan wees. Gee aan ons vreugde, Vader Here, sodat ons werklik waar nie moeg kan raak nie. Want laat ons sweef op arensvlerke, Vader Here, met nuwe energie en hoop om te kan weet, maar Christus, U gaan ons weer kom haal. Maar dat ons hier waar ons vandag is, 'n gelykenis kan toepas, Vader Here, sodat ons lewens ook kan spreek, verander. Dankie Vader Here, dat U in beheer is, en ons alleen op U kan vertrou. Amen. Kom ons gebruik dan nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.